Baie welkom by ons Kruistienersles vir Parasha Shelech Lecha, die skarlakendraad, van Ragab tot by die kruis. Stel jou voor, jy is op 'n hoë risiko geheime missie. In Parasha Shelech Lecha sien ons hoe 12 spioene uitgestuur word om 'n land vol reuse te verken. Die lug is dik van spanning, maar in die middel van hierdie militêre verkenning, tussen die mure van Jerigo, ontmoet ons 'n vrou genaamd Ragab in Joshua. Sy bewaar nie net die spioene nie, maar sy bewaar 'n sleutel wat die hele Bybelse verhaal ontsluit. Hierdie sleutel is nie van goud nie, maar dit het die kleur van bloed. Het jy geweet dat rooi die heel eerste kleur is wat 'n menslike baba leer sien? Dit is nie toevallig nie. Dwars deur die skrif loop daar 'n goue draad, wat in wese 'n skarlakenlyn is, wat die hele heilige geskiedenis van Genesis tot Openbaring bind. Dit is die kleur van die dagbreek, die eerste lig wat die duisternis verdryf. Dit is God se manier om van die begin af ons aandag te trek en vooruit na sy verlossingsplan te wys. Hierdie draad begin by Adam. Die Hebreëse taal is 'n ryk skatkis waar woorde met dieselfde stamvlakke diep geestelike simbole onthul. Elke woord is 'n prentjie wat ons help om die hart van Abba Vader te verstaan. Wanneer ons na die kleur rooi kyk, sien ons 'n merkwaardige familie van woorde wat almal dieselfde bloedlyn deel. Kom ons kyk nou na die volgende woorde. Eerstens het ons die woord Adam. Dit verwys na die mensdom en dit is stofling. Die mens word hier gedefinieer as 'n wese wat uit materie geproduseer is, 'n fisiese verteenwoordigheid van die skepping. Dan ons tweede woordjie waarna ons gaan kyk is Adama. Dit is die bron. Dit is die rooi, bewerkbare grond waaruit Adam gevorm is. Daar is 'n direkte ontologiese lyn tussen die mens en die aarde wat hom moet voed. En dan die woord dam, die bloed. In die Hebreëse denke is bloed die setel van die siel. Dit is nie net 'n biologiese vloeistof nie, maar die draer van die lewensasem. Kom ons kyk nou gou 'n bietjie na die piktogram van die dam. Die letters is Dalet, wat die deur is, en Mem, wat water of bloed of gas verteenwoordig. So, as ons nou na die dieper prentjie kyk, die bloed is die deur. Ek gaan dit weer herhaal. Die bloed is die deur. Net soos die bloed aan die deurposte in Egipte die ingang na vryheid was, is Yeshua se bloed die enigste deur na die ewige lewe. En soos ons weet, beteken Mem water of bloed, maar die getalwaarde van die letter Mem is 40. En soos ons weet, is 40 die getal van toetsing, reiniging en oorgang na 'n nuwe begin. Dit is 'n tyd van voorbereiding, soos met Noag se 40 dae en 40 nagte, Yeshua se 40 dae in die woestyn en die Israeliete se 40 jaar lange wandel in die wildernis. Deur die bloed kom 'n nuwe begin. En die laaste woordjie waarna ons gaan kyk is Adom. Dit is die Hebreëse woord vir rooi. Die piktogram bestaan uit 'n alef wat die prentjie is 'n os en dit verteenwoordig 'n leier. Dan het ons die dalet wat die deur is of die ingang verteenwoordig. Die waf wat 'n spyker is en dit is hierdie verbinding of vasmaak. En dan laastens 'n mem, soos ons gesê het, water, bloed, gas. So die versteekte prentjie. Die deur na Abba Vader se huis is toeganklik gemaak deur die bloed van Yeshua wat aan die kruis vasgespyker is. Wow. Nou beweeg ons bietjie vorentoe van die tuin van Eden na die 10 plaae in Egipte. So in Eksodus 12 sien ons die verskil tussen weet en doen. Die seuns van Israel in Egipte kon nie bloot net saamstem dat die lam se bloed kragtig is nie. Hulle moes dit aktief aanwend aan die deur.
Die bloed is die setel van die siel, en sonder die aanwending daarvan is daar geen beskerming nie. So kom ons kyk, die bloed in die skottel, dit verteenwoordig potensiaal sonder impak. Dit kan niemand beskerm solank dit net in die houer bly nie. Dit is blote vloeistof wat nog nie gestryk is nie. Maar die bloed aan die deurposte, dit verteenwoordig toegepaste gehoorsaamheid. Die lewe word vrygestel. Dit bied veiligheid en sonder die huishouding af van oordeel. Dit word 'n verbondsteken, die grenslyn tussen dood en lewe. Die opdrag was om 'n bossie hyssop te gebruik om die bloed aan te stryk. Hyssop was 'n algemene onkruid. En dit beteken, redding is vir almal toeganklik. Hier is die messiaanse geheim. Wanneer ons onsself met hierdie rooi bloed was, word ons witter as sneeu, soos ons lees in Openbaring 7 vers 14. En dit is die paradoks van verlossing. Net soos Dawid, moet ons ook in Psalm 51 smeek, reinig my met hyssop. So moet ons die bloed op ons lewens stryk, sodat Jodai-Wawai se dood by ons kan pass over. Nou beweeg ons bietjie verder na in die wildernis. In Parasha Shelech Lecha, wat Numeri 13 tot 15 is, bereik Israel die drempel van hul belofte. Die stuur van die 12 verkenners was 'n toets van hul verbondstrou. Dit is die geslag wat die bloed aan die deurposte in Egipte gesien het, en hulle moes nou kies tussen die sigbare reuse en die onsigbare verbondsgod. Kom ons kyk 'n bietjie na die kontras tussen die 10 verkenners en Joshua en Caleb. So die 10 verkenners, hulle het 'n slegte verslag gebring. Hulle fokus op die fisiese reuse, het hul geestelike visie vertroebel, en hulle het hulself as springkane gedefinieer. Dit was 'n verharding van die verstand, wil en emosie. Maar Joshua en Caleb, hulle het 'n ander gees gehad. Hulle het nie die realiteit van die reuse ontken nie, maar hulle het geweet dat die beskerming van die vyand verwyder is, omdat Abba Vader met Israel is. Deur te weier om die land in te neem, het die volk die bloedverbond van Sinaï geminag. Die gevolg was 'n onttrekking van God se rus. Hul lyke moes in die wildernis val, getelg volgens hul volgetal van 20 jaar en ouer. Hierdie nasionale mislukking het die noodsaaklikheid beklemtoon vir reddingsteken wat buite menslike meriete lê, 'n teken wat selfs 'n buitestander se hoop sou kon anker. Ek dink jy weet waarvan ek praat. Terwyl die uitverkore volk in die woestyn gewankel het, 'n bietjie verder in die storie, het 'n nie-Israelitiese vrou in Jerigo die skarlakendraad met radikale geloof gegryp. Rahab se storie in Joshua 2 is 'n kragtige voorafskaduwee van verlossing. Die mees fascinerende detail is die Hebreëse woord vir die koord van rooi lyn in Joshua 2 vers 18. Die woord is tikwa. In Hebreëus beteken tikwa nie net 'n tou of koord nie, maar dit is die primêre woord vir hoop. So kom ons kyk na die rooi tikwa. Rahab het nie bloot 'n tou by haar venster laat uithang nie, sy het haar hoop by die venster uitgehang. Dit was haar teken van vertroue aan die een ware God. Net soos die bloed in Egipte, was hierdie rooi lyn 'n grens. Die spioene was duidelik. Elkeen wat by die deure van jou huis na die straat toe uitgaan, die se bloed sal op sy eie kop wees. Veiligheid was eksklusief binne die huis, gemerk deur die rooi tikwa. Veiligheid van die dood is slegs deur Yeshua se bloed. Deur daardie rooi tou vas te bind, was Rahab besig om haarself en haar hele huishouding aan 'n ander koninkryk te anker. Dit was nie net 'n tou nie, dit was haar fisiese belydenis van hoop dat sy gered sou word wanneer die oordeel van Jerigo val. Net soos die bloed aan die deurposte, het hierdie koord haar hele huishouding afgesonder.
Terwyl Jerigo se mure omgeval het, het haar huis bly staan. Die verwyderer kon nie inkom nie, omdat die teken van die skarlakendraad daar was. Rahab het verstaan dat geloof nie net 'n gevoel is nie, maar 'n aksie. Sy het haar tikwa aan die venster vasgebind vir almal om te sien. Rahab het die rooi draad van geloof aangegryp wat die Israeliete in die woestyn laat vaar het. Sy het bely dat Jodai-Wawai God bo in die hemel en onder op die aarde is. Hierdie fisiese tou het 'n profetiese wegwyser geword. Hoop word gevind in 'n bloedgemerkte verbond wat toeganklik is vir enige iemand wat dit in geloof aanbind. En hierdie tou het haar deel gekry van die messiaanse bloedlyn. Dink gou hieroor. As jou hele stad besig is om te skud en die mure begin val, sou jy op 'n eenvoudige rooi toutjie vertrou. Dit klink belaglik vir die wêreld, maar vir diegene wat glo, is daardie rooi lyn, die bloed van Yeshua, ons enigste tikwa in 'n wêreld wat besig is om te vergaan. Al hierdie prente word vervul in Yeshua, ons hoëpriester. In Numeri 19 lees ons van die rooi koe. Hierdie kalf moes 3 jaar oud wees en mag nooit 'n juk gedra het nie. Hoekom? Want sonde is 'n juk en Yeshua was vry van alle sonde. Die rooi kalf is buite die kamp geoffer, net soos Yeshua buite die poorte van Jerusalem gelei het. Die as van die kalf is gemeng met lewende water om diegene te reinig wat met die bloed in aanraking gekom het. Wat met die dood in die aanraking gekom het. Hier kom die rooi en wat die bloed of die as verteenwoordig en die blou wat die lewende water is bymekaar. Yeshua se bloed was nie net 'n tydelike dekking nie. Dit is die bloed van die nuwe verbond wat ons skoon was. Die kalf moes buite die laar geslag word. Volgens die historiese konteks is die dier oor 'n brug oor die Kidron-vallei gelei na die Mifkat of inspeksiepoort. Terwyl die priester die bloed 7 keer sprinkel, moes hy direk na die ingang van die tempel kyk. Daar moes 'n ongebreekte visuele lyn wees tussen die offer buite en die heiligdom binne. Hierdie offer vind sy uiteindelike vervulling in Yeshua. In Hebreëus is Golgotha afgelei van die Hebreëse woord Golgoleth. Dit beteken skedel, maar dit is ook die tegniese term vir 'n sensus of koptelling. In die Bybelse tyd moes elke persoon wat in die sensus getel is, 'n half sekel betaal as versoening vir sy siel. Maar by Golgotha, die plek van die sensus of koptelling, het Yeshua gesterf op die presiese plek van die koptelling. Hy het die prys betaal vir elke kop wat in die geskiedenis van die mensdom getel is. Die skarlakendraad wat by die rooi grond van Adam begin het, loop deur Rahab se venster en word by die kruis vir ewig vasgeknoop. Die kleur rooi verskyn reg deur die Bybel. Ons het net nie tyd om vandag na al die stories te verken nie, maar jy kan in jou vrye tyd. Dink aan Esau se rooi sop, die kleur rooi in die tabernakel, die Rooi See, die Nylrivier wat in bloed verander. God se verbondstrou is 'n onverbreeklike lyn wat van die rooi van Adam tot by jou lewe vandag loop. Rahab het die opdrag om haar skarlakentou vir die wêreld te wys, maar ons het die opdrag om ons tsitsies, die blou-wit tossels, vir die wêreld te wys. Abba Vader gee ons die opdrag in Numeri 15, vers 37 tot 41. Die doel daarvan is om daarna te kyk en al Abba se opdragte te onthou en te doen. Dit is om te verhoed dat ons agter ons eie harte en oë aanloop en sodat ons afgesonder kan wees vir Abba Vader. Sal jy, soos Rahab, jou koord laat hang vir ander om te sien? Van die rooi grond van Adam na die bloed aan die deurposte in Egipte, die woestyn van geloof en ongeloof,
Tot by Rahab se skarlaken tikwa, wat by haar venster gehang het, sien ons dieselfde verhaal ontvou. Abba Vader voorsien altyd 'n weg van verlossing vir die wat hom vertrou. Die skarlakendraad loop uiteindelik uit by die kruis van Yeshua, waar die volmaakte offer die prys vir elke mens betaal het. Wat vir die wêreld soos 'n eenvoudige rooi lyn lyk, is in werklikheid die draad van God se verbondstrou, genade en hoop. Daarom is die vraag nie of die draad daar is nie, maar of ons dit, soos Rahab, in geloof sal aangryp. Hou vas aan die skarlakendraad, want waar hierdie draad loop, vol genade, verlossing en lewe. Shalom.